Dames en heren, welkom terug by Bevange episode 11. Soos altyd, Ruben, is baie lekker om jou hier te hê en saam met jou hier te wees. Wat is niet? Ek het gaan jaag hierdie naweek. Oh. Dit is baie lekker. Hallo Johan, by the way. Hallo. Hallo Ruben. Hoe gaan dit met jou? Goed aan jouself. Nee, dis lekker. Ek het bietjie gaan jaag hierdie naweek. Rooibokkie geskiet. Baie lekker. Ver gery. Baie ver gery. Hoe ver het jy gery? 4 ure. Ek weet nie hoe ver in kilos nie, maar 4 ure. Ja, about so 400, 500 kilos. Ja, about. Maar suksesvolle tripie gehad. Okay. Geen sein. So, Niks. you're back to the dark Ek het ages. gevoel soos 'n Amish. Soos Amish. Ja, soos 'n settler. Soos 'n settler. Yes. Ek het die rugby gemis. Al twee die games. Ah. Ek het F1 gemis. Ek moes die highlights gaan kyk het. It's terrible. Ek sê jou nou opvang. Asseblief. Ek sê jou nou opvang. En hoe gaan dit met jou? Met my gaan dit goed. Ek is bietjie op verlof. So Hey. hierdie week bietjie Bietjie afgehaal. wyke. So ja, lekker ding van om met studente te werk wanneer die universiteite toe is ek ook af. So dit is baie pret. Ek het 'n bietjie rugby gespeel hierdie naweek. Okay. Die Vriendelike. vir die bil of vir die springbokke? Nee, vir die Knights. Ja. Dierpunt in my hart. Eendag is jy groot. Eendag as ek groot is. Nee, 'n vriendelike kompetisie met Eerste Rus Rugby Club gehad. Soos ek hier sit, sukkel ek bietjie om asem te haal. Bietjie harde game gehad. Maar goed, eerstes, tweedes het gewen, baie convincingly. Okay. Bietjie 3 gedruk vir 'n slag. So Jy het gesê die winning ek het die winning try gedruk. Maar dit jou legend. maar dit klink baie meer intens as wat dit is. Dit was 'n beautiful overlap. En ek was op die wing. Jy die winning try. Maar ja, dankie spanmaats. Team effort boys. Yes, nee, so baie lekker naweek gewees, bietjie gewen, bietjie gebraai. Baie sport, Lieflik. baie sport gewees, goeie sport. Is baie jammer jy moes dit mis. Maar Ja, yes. so is vir jou en al ons kykers wat dit moes mis, ons is hier om julle in te lig. En ek dink ons gaan vandag se episode so 'n bietjie anders te doen. Okay. Aangesien jy ook nie die sport sien, dink ek ons begin sommer daarmee. Ek is soos 'n kyker nou. Jy is 'n kyker. Jy gee my die rundown. Nou is dit soos 'n radio-omroeper show of die 'n stem daarvoor. Johan Kruiwagen op Johan SABC. Kruiwagen. Is dit Johan Kruiwagen? Dis Rian Kruiwagen. Rian Kruiwagen. Jy is Johan Kruiwagen. Ek is Johan Kruiwagen. Nee, ek is nie. So Rian Kruiwagen nuusberig. Wow. So obviously F1 Spaanse Grand Prix. Van die highlights wat jy wel gekyk het. Wat voel Dit is jy? 'n great reis gelyk. Ek moet sê, my Lando Norris, hy doen great. Jou Lando Norris. Hy's my maat daai. Hy's my vriend. My pella. Weet hy dit? Nee, hy doen great. Ek is baie bly hy terugkom. Hamilton derde is, maar ek's 'n big Hamilton fan nie. So en like Verstappen eerste is maar par for the course. Soos hulle sê. Okay. Maar dit gelyk soos 'n goeie reis. Ek Onthou dat ek hom gemis het. Moet sê, dit was nogal exciting. Ja, Max 1, Norris 2, Hamilton 3, Russell 4, so baie goeie naweek vir Mercedes. Nie waar hulle vandaan gekom het nie, maar Ja, dit lyk of hierdie seisoen op pad is na 'n baie competitive ja, seisoen toe, want dit is nou in die laaste 2 races 4 verskillende constructors op die podium. yes. Ietsie wat ons nogal lanklaas gesien het. Min van sien dit. En in die laaste 3 races het die podium ook elke keer anders te gelyk. Yes. 2 ander wenners en ja, so het lyk of jy 'n bietjie meer competitive gaan raak hier teen die einde van die seisoen. Yes. Mense moet nou begin vra, wat het van Red Bull se dominance geword? Wat het hulle verkeerd gekry? Hulle is steeds daar, dink ek. Maar die ander kom net so 'n bietjie nader, soos Lando is nou tweede op die championship, which is great. Daar's uiteindelik bietjie meer van 'n fight aan die gang. So dit maak dinge 'n bietjie meer exciting, Ja. bietjie meer worth watching. Maar voel ek. dink jy Red Bull het hulle development nou al vir volgende ingooi? Hulle is happy met hierdie jaar se kar, want hulle is een van die enigste spanne, as ek dit reg het, wat nog nie upgrades vir hierdie seisoen beplan het of gedeliver het nie. Daar's conspiracy theories daar buite ook. Conspiracies? Oor Adrian Newey wat deals maak onder die tafel. Oeh. Soos wat hulle sê. Dis hoekom die kar nie beter word nie.
Sjoe, het Ferrari Adrian Newey al in die sak? Ja, Dis al wat ek dis wil die weet. vraag. Dis al wat ek weet. Nee, so great naweek vir Mercedes. Het jy George Russell se start van die race gesien? Okay, that was very, very, very defensive. Oh, Maar hy het so goed gery. dit was 'n ballsy move waar hy begin. Dit was goed gesien. Maar dit wys jy net die talent op die grid. Ja, En as jy die van die ouens in ander karre moes sit, sou anders te en gelyk Russell het. is nie eers die mees talentvolle drywer op die grid nie. So. Ja. Ja. Hy ry vir Mercedes en ek is nie 'n Mercedes fan nie. So maybe miskien as hy vir iemand anders gery het ek beter oor hom gevoel. Ja. Sorry Mercedes. Ja, so Spanish Grand Prix baie goed gegaan. Ons gaan nou sien hoe die res van die seisoen lyk. Dit Praat van Spanish. Carlos Sainz. oef. Hoe het hy nog steeds hier seat? Ek weet nie maar jy weet fun fact ek het gesien vandag. Carlos Sainz het die afgelope 10 jaar wat hulle daar ry, het hy elke jaar points gescoor in sy omreis. Which is very Wow. interesting. Dit is. Ek moet sê Carlos Sainz is dalk nie 'n world champ contender nie. En dit is Nee. lelik om dit te sê. Ja, Maar- want jy wil hê almal moet wees. Maar nie Shame. almal is nie. Behalwe As- Lance Stroll. Behalwe Lance Stroll. Maar as ons honestly deur daai grid moet gaan en ek dink hierdie sal mooi aansluit by waar ons bietjie later gaan gesels. Want nie almal is world champ quality nie. Nee. En ons sal later praat oor hoekom ons dink nie, maar Wat bepaal dit? as jy gou deur die grid moet gaan. Verstappen obviously. Perez nee. Nee. No, nee. En is hy 'n goeie drywer? Ja. Nie world champion. Kyk na Definitief. McLaren, Norris, Definitief ek dink dink ek ja. ek dink hy het potensiaal, maar Piastri ook. Ja. Hy's nog jonk, maar okay. Mercedes, Hamilton was world champ, 7 times. Russell, dink ek kan dit doen. Maybe. Ek dink hy kan Dalk doen. een of 2 keer. Leclerc, For sure. ek dink hy het dit. Sainz, Ja. ek dink nie so nie. I don't know. Ek voel vir my hy het nie daai wat hulle noem hy Die X-factor. X-factor nie. Hy kan nie sing nie. Ek ook nie. En so kan 'n mens deur die grid gaan en maar as jy na die laer spanne begin kyk. Ja. As jy kyk na Williams, Sargent en Albon. Ek wil hulle amper dadelik discredit of Ja. uitgooi, maar is dit omdat hulle nie goed genoeg is of omdat hulle 'n terrible car ry? Want Albon in 'n Red Bull was eintlik Was very good baie geweest op tyd. competitive en maybe as hulle hom 'n bietjie langer kans gegee het. Who knows? So Maar nie Sargent nie, shame. nee, Sargent is 'n Amerikaner en dis hoekom hy daar is. Ja, ons is lelik vandag. Ja, ons is net haters. Yes, ons is jammer. Ons sal nou ons houding change. Check jou hart. Ek sal my hart check. Asseblief. So ons gaan net 'n bietjie praat oor wat Yes. wat daai verskil is. Maar volg nou op die Ja, sportsbulletin. op die sportsagenda. Die Springbokke het weer afgeskop hierdie naweek met hulle internasionale series of seisoen en hulle Springbokke. speel baie hierdie jaar. Hulle speel Hoeveel keer baie. speel hulle? Hulle het nou 5 games. Ja, 5 games voor die championship teen Nieu-Seeland, Australië en Argentinië begin. Dan speel die hele championship wat nog 6 games en dan het hulle weer 4 games om die seisoen af te sluit Dis 'n paar. of die jaar af te sluit. So die Bokke gaan lekker besig wees. Goeie begin teen Wales 41-13. Shame. Baie Nie kans gestaan nie. Nee. Maar wat interessant is, Rassie is obviously besig om 'n paar goedjies te toets. Ja. Pollard was nie beskikbaar nie en Lebok ook nie. Nou Yes. so wie is ons derde keuse op die fly? Vertel my. Jaden Hendrikse. Ah. En as daai naam vir jou bekend klink, hy is die skramskakel vir die Sharks. Ja. Maar hy was op 10. Baie interessante move en ek moet sê hy het heel goed gedoen. Dink jy dit was noodwendig 'n game waar hy baie getoets was nie? Ek bedoel Wales is nie sleg nie, maar Maar dis Wales. dis Wales. Maar baie interessante keuse, so dit sal interessant wees om te sien wat daar gebeur. En dan het ons ook 'n paar Springbok debutants. Ja, nuwe Debutante. gesiggies. Beide Edwil van der Merwe en Fassie. Gaan nie sy naam eers probeer uitspreek nie. Eerste games vir die Bokke en baie goeie performances.
So weer eens, Suid-Afrika het net baie te veel goeie vleuels. Ja. En ons het 'n derde opsie vir fullback. Arme rassie wat moet kies. Ja, imagine. Ja. Ver- Moet jy kies tussen al daai. Verbeel jy moes kies tussen Mampimpi, Colby, nou Van der Merwe en Arendse en jy mag jy 2 kies. Sit hulle almal op gelyk, man. Ja. 4 vleuels, 4 kort flanke. Exactly. Ja, so bokke, dit lyk goed. So, ek dink ons gaan 'n paar interessante goed sien. Ja. Dis 'n moeilike, maar dit gaan moeilik wees. Volgende 2 games is teen Ierland, Dis soos 'n World Cup final. basically. Die bokke teen Leinster, want hulle almal speel vir Leinster. Dit's baie interessant. Maar so gepraat van internasionale spelers wat almal in een klub behoort. Die Bulle het die naweek verloor teen Skotland. Dit is 'n groot teerpunt in my hart, Johan. Tog jy kon nie die game kyk nie. Nee, maar ons het geselebrate voordat ons die score soos die finale score. Ons het halftime gesê, maar ons was soos great. Ons gaan wen, lekker. Braai, choppie op die 4 jy weet. En toe ons weer kyk, toe verloor ons. Toe Toe eet die blou bol van die vloer af. eet die blou bol van die vloer af. Ek moet sê dit was hartseer om te aanskou. Ons het die tweede helfte na ons wedstryd die naweek kon behartig en dis hartseer om Verskriklik. voor te loop en dit dan te verloor en is baie interessant. Hulle was heel op momentum gewees op die voorvoet. En toe tweede helfte aankom is asof hulle net die handbreek opgetrek het. Die Bulle was net nowhere. En toe in die laaste 10 minute lyk dit of hulle het gaan deurdruk, maar is net te laat gewees. So Bulle verloor 21-16 in die URC final teen Glasgow Warriors. Eina. Maar to be fair, dit is eintlik maar die Skotse internasionale span. Ja. Hulle het 'n Nasionale vreeslike span. goeie halftime speech gekry. Yes. Game changing. 'n regte Kitch Christie speech. Yes. Moes wees. Maar nou waar ek vandag wil praat spesifiek. Ons sien dit baie in sport. Spelers, spanne begin verskriklik goed, maar kan net nie dit deursien nie. Soos in rugby kan nie die volle 80 speel nie. Yes. Hulle choke soos ongelukkig ons beroemde Proteas cricketspan wat altyd wanneer die pressure aan is choke. En ek dink dis wel 'n interessante ding om oor te gesels. Wat dink jy? Hoekom sal ou choke daar? Ek bedoel, jy is nie in 'n sport of op daai topvlak sonder dat jy fisies capable is om daar te wees nie. So dit kan nie 'n physical thing wees nie. Dit kan nie jy is nie sterk genoeg of jy is nie fiks genoeg. Dit kan nie dit wees nie. Want anders sou jy nie in 'n span gewees het nie of op daai vlak gewees het nie. Maar wat is dit? Soos wat hoekom is party ouens net greats en ander is maar net members van die sport? Ek dink soms is die oomblik maar net 'n bietjie te groot. Of die pressure is maar net 'n bietjie much. En dan vou jy. Kan nie die bal vang nie. Wat ook al. 'n bietjie te stresvol. Bietjie stres. Bietjie te stresvol. Ons almal stres. Is so. Het jy ooit gehoor van die konsep van 'n sixth sense? Yes. 6de sintuig. 6 sintuig. Nou ek dink 'n mooier manier om te verduidelik is 'n aanvoeling. Nee. En dit is wat mense sê daai determining factor is van 'n generational talent. Soos as ons 'n Max Verstappen gebruik wat op 19 al die Spanish Grand Prix gewen het. Ja. Om op 19 iets soos dit te doen. Daar's ietsie spesiaals aan dit. Nou, maar dis nie net talent nie. Ons almal het al gehoor dat hard work beats talent. Yes. Maar ek dink as jy dieper gaan oor wat daai 6de sintuig is en so aan, want ons het 'n bietjie die naweek daarna na ons wedstryd met die coaches ook daaroor gepraat. Die groot ding is daai handbreek wat jy optrek. Ek dink is 'n kognitiewe ding. Ons almal kan rugby speel. Want ons eerste span wedstryd baie soos die Blou Bulls ingelyk. Okay. Great begin en ons het ook maar net deurgesqueak. Net. Ja, dit was wat 34-26. Van 3-3 teenoor 0 binne die eerste 15 minute.
So en dis maar wat die Bulle ook gedoen het. En ek dink die determining factor daar raak is 'n mental ding. Dis 'n kop ding. Ja. Nou nie dat ek sê waar ons rugby speel is op dieselfde vlak as die bokke professionals nie, dis nie wat ek sê nie. Maar wat ons agtergekom het in die debrief na die game is, iets gebeur wat jy switch off. Iets gebeur. Ja. Nou, ek kan dit nou nog nie beskryf nie, en dit, so kom ons bietjie gaan redderkabel daaroor. Maar iets sit af. Redderkabel, ken jy nie die term nie? Ek het geen idee wat dit beteken. Nou, dit is 'n mooi rosie in my tuintaal. Wow. Ons gaan maar net 'n bietjie gesels oor, 'n bietjie debatteer. Okay. Ja. Mooi man. As jy moet dink, wat sê jy sê, as jy moes nou raai? Wat is die oorsaak van daai knoppie wat afgaan? Jy's op dreef, het momentum, jy's op 'n high, en skielik af. Die ander span wou dit net meer hê. Die ander span wou dit net meer hê. Sure. Pressure. Ja, ek dink pressure is 'n baie groot deel daarvan. Ek meen vir die Bulle om te choke, hulle het al baie gechoke. It happens. Ja. Maar ja, dude, ek dink dis maar pressure. I don't know. Okay. Ek weet nie. Wat is jou opinie daaroor? So, as 'n term, ek kan nie sê ek het dit iewers raak gelees nie. Ek is 'n diep denker. Yes. So toe ek dink hieroor, toe So. innoveer ek sommer 'n term van my eie. Wow. Nee, ek dink die beste manier vir my om dit te beskryf is mental conditioning. So enige sport, dan is dit nou nie maklik om te verduidelik. Jy word gekondisioneer om daai sport ten topvlak te kan doen, of die vlak waarin jy is. So met ander woorde, ons by club rugby, ons oefenprogram is vir club rugby. Ons oefen 3 keer 'n week. As jy 'n Springbok is, oefen jy 12 keer 'n week. 2 sessies, 3 sessies 'n dag, wat ook al dit mag wees. As jy 'n cricketspeler is, die oefening lyk anders. So ons almal verstaan die fisiese kondisionering vir die vlak waar jy is. Maar ek dink ons 'n dieper ding, die mental conditioning, want jy moet binne daai konteks, binne daai game, moet jy kognitief net so betrokke wees as wat jy fisies betrokke is. Byvoorbeeld, daar's 'n tegniek om te tackle. Yes. Nou, ja, jy kan geoefen word dat dit natuurlik is, maar jy moet steeds in die game fokus daarop. Want as jy op 'n fokus hou, dan mis jy 'n tackle. Ja. En ek dink dit is iets wat baie min spelers, ek weet nie of dit iets is wat jy kan oefen nie, en of dit iets is wat jy het nie. Ja. Want ek dink, om binne, soos jy sê, pressure, om binne daai pressure kognitief kalm te kan bly. Yes. Ek weet wat ek moet doen. Weet jy wat, hierdie werk nie, maar ek is mentally nog in staat om te adjust. Ja. Nou kom ons probeer iets anders. En ek dink dit is dalk 'n element hoekom party ouens maar net hy's 'n sportspeler, hy's 'n rugbyspeler, sokkerspeler, of hy word 'n legend van die game. Ja. Ek dink dis die groot verskil. Soms werk jou strategie ook net nie meer nie. Soos daai halftime ding, dalk hulle het jou strategie uitgefigure en jy, ek weet nie, jy het net nie van taktieke verander nie. Ja. Dit kan ook 'n groot bydra lewer tot daai choking. Nee, ek stem saam. Maar daai verandering in tegniek of taktiek, daai adjustment, dis 'n cognitive thing. Yes. Nou iemand in 'n spansport met leiding vat vir dit, en ongelukkig kan dit nie die coach wees, want die coach is in die booth. Die coach. Hy's nie op die veld nie, maar die hele span moet daai vermoë hê om te kan adjust. En ek dink dit translate baie na net alledaagse lewe. Ja. Want ons word nie meer kognitief gekondisioneer nie. So ons breine word nie gevoer om moeilike situasies te kan adapt nie. Ons is maar soos op autopilot, maar net deur die dag, jy weet, ons dink nie regtig aan ons sit nie regtig en dink deur ons dae nie. Nee, 100%, en dit is een ding wat so lekker was van ons gesprek met Jacques de Pre, die vorige episode, is
sy insig wat hy kom deel het, veral toe ons praat oor drome en goals en so aan, dit is 'n ander, dis net 'n bietjie ander inligting om jou te laat dink, om hierdie spier hierbo aan die gang te kry, want die hele, alles in lewe kom neer op probleemoplossing. Ja. Elke industrie wat ons vandag ken, is gebore uit iemand wou 'n oplossing vir 'n bepaalde probleem hê. Nou, en dit is al wat sport ook maar is. As jy op die F1 baan is en dit begin reën, is 'n nuwe probleem. Ja, Jy nuwe strategies wat moet toegepas word. Strategie, dit is net daai probleemoplossing. En dit vat, hoe kan ek sê, 'n gesonde brein, 'n flexible brein. Of die fancy term daarvoor is plasticity. Wat is dit? Flexibility. Dit is Jy gebruik baie fancy woorde Ek het baie Huberman Lab podcast die laaste 2 weke geluister, so ek moet bykom. Ja, Ek moet my visolies bietjie begin drink. Jag minder en drink meer vis. Nee. Ja, jag is lekker. Nee, ek dink soos as alles probleemoplossing is, dan moet jy jou vermoë om probleme op te los groei. Ja. En ek dink, en dit is wat in my opinie die game changer is, of jou as 'n atleet, sportster, of net as 'n individual, sukkel. 'n game changer maak is jou vermoë om probleme op te los wanneer dit oppop. Nie, okay, hierdie was laasie probleem, ons gaan nou die volgende maand gebruik om dit uit te figure, en ons almal doen dit. Ja. Dis aan daai split seconds, soos Edwil van der Merwe, hy was 'n absolute game changer die naweek met sy 3 wat hy gedruk het. Pure ongelooflike solo effort. En ek kan nie dink hoe dit plaasgevind het was gameplan nie. Ja. Die game was los in die oomblik. En hy het gesien wat voor hom aangaan en hy het, ek wil amper sê 'n calculated keuse gemaak oor hoe hy dit gaan approach, wat hy gaan doen en hoe hy dit gaan aanwend. Maar hy was kognitief by. Hy was vested. En ek dink dis hoekom, sover ek weet, enige sport review games. Hulle sit, hulle praat daaroor want jy moet mentally aan boord kom. Nou, ek dink mense kan dit terugtrek na alledaagse lewe. Ek weet nie van jou nie, maar my lewe is nie maanskyn en rose elke liewe dag nie. Ek lewe nie in 'n storieboek waar alles perfek is nie. Social media lewe nie. Nee, soos ek het real struggles. Ons praat nou so met ons film crew hierso, ons director en managers. By the way, gaan volg Amok Studios op Instagram. Dankie. Great shout out. En ons almal lag so oor die grootmenslewe. Ja. Wat anders is die grootmenslewe as probleem, 'n korte oplossing, probleem, 'n korte oplossing, probleem, 'n korte oplossing. Nou, ons almal voel, want ons is almal young adults, voel geld is die oplossing. Meer geld, minder probleme. Dit sou great wees. Maar dit is die tema van die dag. Ja. Nou, hoe kom ons op 'n plek waar jy mentally gecondition is om oplossings te maak? Jy oefen dit. Ja. Soms is talent nie genoeg nie. Ekskuus? Soms is talent nie genoeg nie, Johan. En jou luck hardloop uit. Jy moet dit oefen. Jy moet oefen hoe om probleme op te los. Arne Harusay, dis die man. Dit is so eenvoudig soos wat dit is. So eenvoudig. Kry meer probleme. Ja, oefen dit. Ons spot nou daaroor, maar ek dink die gewone mens in ons vlees wil instant, soos jy sê het gereeld, instant gratification. Ons soek nou oplossings. Die probleem van daai probleem is instant gratification bestaan. Dit is nie 'n feasible ding wat gebeur nie. Anders was ons almal baie gelukkig. Verseker. Maar wat ons doen en soos Jacques ook genoem het, is ons is eintlik almal heeltyd op soek na 'n dopamine high. Yes. Ons jaag die dopamine aan. Soos hy gesê het, wanneer jy vir iemand vertel van jou drome, jy kry 'n dopamine dieselfde rush. dopamine as wat jy dit actually doen. Nou baie interessant, jou liggaam raak gewoond aan dopamine. Ja. En dan beteken dit jy kort meer en meer en soos wat begin dit klink, ek kort bietjie meer van dit vir dieselfde high, ek kort meer van dit. Dwelms doen. Dit kom daarop neer. Dopamine kan 'n dwelm wees.
Maar en dis nie die hormoon wat die probleem is nie. Ja. Dis die mental kant daarvan, is jou gedagtegang daarvan. Ons almal het probleme. Ons is almal in situasies. Wat is my oplossing tot die situasie? Nee, ek wil net goed voel. Ja. Ek wil great voel, ek wil goed voel, ek wil goed voel. Maar goed voel is baie relatief. Ek kan iets baie doms doen of baie verkeerd sien en goed voel in die oomblik en dan by die nagevolge daarvan deel. Yes. En dit is een van die elemente as ons praat oor mental conditioning is ek dink die eerste element daarvan is afrigting, coaching. Ja. Ons kort afrigting. Jy moet iewers die inhoud kry of die input kry van wat is reg, wat is 'n goeie metode, wat in binne jou konteks nou natuurlik so binne die rugby konteks het 'n coach nodig om jou te leer hoe om rugby te speel En om vir jou fout uit te en jou fout uit te wys. Yes. Jy wat in die media bedryf is of in die filmbedryf is, jy het gaan swat. Yes. Besig om te swat. Want iemand moet jou leer van wat jy doen. Ja. Leer van die wêreld. Nou daar's sekere goed wat daar's nie 'n professionele skool om te gaan leer nie. Ja. Nou hoe leer ons wanneer daar nie skool is nie? Sjoe, ek dink jy leer obviously deur om foute te maak, dink ek. Want dis die beste kind of leerskool wat daar is om uit jou eie foute uit te leer. En ek dink as jy nie risks gaan vat nie en as jy net gaan passive wees, dan gaan jy nie leer nie. Ja, ek stem saam. Ons soos laasweek gesê het, iewers moet jy begin doen. Jy moet goed doen. En deel van daai leerskool is jy moet jouself educate. Ja. Ek's nie 'n leser nie, ek hou niks van lees nie. Ek's baie eerlik daaroor en ek weet baie jong mense voel so. Hulle hou nie van lees nie. Nou ek dink 'n groot deel daarvan is want om video's te kyk is baie meer entertaining. En dis makliker om in te neem vir die sop hierbo van al die social media. Ons is nog besig om ons SFS club Saving from Social Club te stig. Maar daai self-education, byvoorbeeld, hoe baie mense weet jy sukkel met depressie of sê hulle sukkel met depressie. Ja. Verskriklik baie. Die probleem, een van die uitdagings daar rondom is self-diagnosis. Baie mense diagnoseer hulle self as ek het depressie. Nou, in 'n podcast wat ek onlangs geluister het, wanneer as jy oor depressie praat, as jy 5 minute van dit navorsing oor te doen, dan word depressie baie kompleks in die sin van jy kry tipes, jy kry simptome daarvan, maar dis nie die actual thing nie en maar jy kry ook 1000 goed wat oplossings kan bied. Maar niemand, of nee, ek wil nie sê niemand nie, maar ons is nie meer gegeer om, hey, ek het 'n probleem, kom ons coach myself, kom ons kry die inligting, kom ons gaan praat met mense, kom ons doen die navorsing. Want byvoorbeeld, 'n vorm van depressie is eintlik net die onvermoë om iets te geniet. Okay, En dit is wat baie mense ervaar en dit is dis nie kronies nie. Dis nog nie baie vlak hier. Dis 'n onvermoë om goed te geniet. So aktiwiteite wat jy altyd geniet het, is nie meer lekker nie. Jy's baie fatigued en so aan. Dit het baie te doen met 'n leefwyse, jou leefstyl en habits. Nou dit beteken daar's 'n baie eenvoudige oplossing. Maar niemand weet dit nie, want ons vra nie die vrae nie. Ons doen nie die coaching nie. Wat is die oplossing? Gaan oefen bietjie. Kom in die son, eet beter. Just touch grass. Ons spot so, maar daar's 'n rede hoekom die health industrie so groot is. Ja. En daar's ook 'n rede hoekom die comfort industrie so groot is. Want om uit daai omstandighede te klim, vat werk, vat effort. En dopamine, wat ons almal so najag, is 'n korttermyn motivation. Kyk, en disclaimer, ons sê nie, dit is net so maklik. Nee, glad nie. Dit is net so maklik nie, dis maar net 'n ons gebruik dit net om 'n voorbeeld te illustreer. Yes, dit is ekstreem. So as ons praat oor mental conditioning, nommer 1 is daai coaching en education. Doen nie die moeite om jouself te onderrig in jou situasie. Ja. So, jy sal weet, as jy 'n nuwe projek moet edit, en die kliënt soek A, B en C, maar jy weet nie hoe om B te doen nie, wat doen jy?
Ek gaan kyk baie YouTube tutorials. Gaan figure it out. Figure it out, man. YouTube is amazing. Ek love YouTube. So ek dink dis die een ding. Die volgende ding en hierdie weer bietjie meer op 'n sportgrond is om daai as ons praat oor daai mental conditioning is ons almal het die coaching. Ja. As jy sport doen, jy kry jou afrigting, maar dan is dit die volgende element is identification. Identifiseer. Alles wat jy ken is nie van toepassing op elke oomblik nie. Yes. En ek dink dit is waar overthinking vandaan kom. Jy probeer alles wat jy het in een klein dingetjie in te forceer. Dis so daai baba's puzzles wat jy die sirkeltjie en die diamantjie en daai gaan druk jy in 'n gaatjie en dit is my baie snaaks hoe baby sukkel. So gaan jy nou nog aan mee. Ou, moet dit nie oordink nie. Nou, Doen dit net. kom maar eens af en doen dit. En ek dink regtig dis 'n element van daai overthinking. Jy weet so baie en jy het so baie inligting in jou kop dat dit raak so de mekaar om dit op te los. Nee, want ons te veel opinies. Ja. Ons te veel opinies. As jy nou op YouTube enigiets gaan soek, jy gaan ten minste 100 YouTubers kry wat oor dieselfde ding praat en nou nog verskil van mekaar. So dit is mal. So mens moet ook leer hoe identifiseer ek die probleem binne die chaos. Ja. Want ek dink in 'n krisisgeval waarin ons onsself baie bevind, soos op 'n sportgrond, as jy besig is om te verloor, jy's in crisis. En as jy daar gaan vashak, maar hier's 60 probleme. Ja. Okay, wow. Wat's probleem nommer 1? Okay, maybe is dit 'n kommunikasieprobleem. Ja. Alright. Nou moet ek weet, coach het my geleer hoe moet ek kommunikeer. Nou moet ek die volgende 5 minute gebruik en kognitief kies, ek gaan aanhou kommunikeer. Maar ek sukkel moeg of fatigued of pressure ek voel nie. Ek moet kalm raak en ek moet kies om aan te hou chat. Ja, just slow down. Praat. Ja. Okay, probleem 1 opgelos, ons kommunikeer nou beter. Okay, tweede een, ek besef ek tackle op met my slegte skouer of ek se heeltyd my kop staan aan die verkeerde kant, so die ou step my of ek slip die tackle. Okay, met die volgende het fokus net my lyf beter posisioneer. Nou en ek dink dit is een van daai elemente wat 'n gewone professional skei van 'n legend of a great is daai vermoë om net 'n oomblik te kan vat, sy performance of wat hy doen te evalueer, te identifiseer wat fout is en dan by die volgende ding is om te apply. Ja. Om dan die regte ding toe te pas en Maar is ook hulle het ook mense wat hulle help daarmee. Nee, 100%. Maar ek praat nou nie van okay, ek het 'n bad game gehad, ek gaan net die volgende week dan werk nie. Ek praat van daai ons moet onsself leer om in die oomblik hierdie goed te kan doen. En dit is wanneer jou liggaam of jou kop, jou brein gecondition word. Daai kondisionering van jou gedagtegang, want as jy fisies topfiks is, dan kan jy amper enige oomblik, gaan ons gou gaan hardloop. Ja, ek's reg. Laat ek gou strek en dan ons in vir 'n freak. Is jy nie so nie? Nee. Maar ek ookie. Want daai partykeer het jy nie ure en maande en dae nie. Ek bedoel as jy 'n video moet deliver vanaand 9:00 en jy kom 8:00 agter, jy het 'n massive probleem. Oh. Terrible. It has happened. Dit gebeur. Dan het jy nie daai tyd om uit te figure, ja maar hoe, wat, jy moet dan moet jy iets uitfigure. Nou, jy moet die probleem dan vat en die ding wat daai gaatjie die beste gaan plak in die oomblik kan apply. En dan die laaste element uit daai sal ek sê is jou adjustability, jou aanpassingsvermoë. Want jy gaan, ek dink in die veld van change management, 'n bedryfsopkinde konsep, en al wat dit is hoe bestuur jy verandering in 'n company van punt A tot punt B. Binne daai proses van verandering pop daar heeltyd issues op. Maar die verandering, soos as daar 'n company merger is of as 'n nuwe CEO wat ook al mag wees, daai ding moet uitgesort word binne 'n paar maande, want anders gaan die besigheid begin swaar kry. Nou binne in dit moet jy flexible wees. Ja. Dit is een van die grootste beginsels in change management is daai flexibility dat ons het plan A werk nie. Okay, nou gaan ons het plan A tot hier gevind, nou gaan ons plan B toe. Okay, dit werk tot hier, nou moet ons plan C doen. En daai tipe van dinge, ek dink ons
ons is te rigied in wat ons wil hê. Ons is te rigied, Set in our ways. heeltemal. En hoe ouer jy word, hoe erger raak dit. Dis 'n Afrikaner ding ook daai. Jo. Baie erg. Die Afrikaans Vreeslik hardkoppig. verskriklik. En hoe ouer jy word, hoe jy verloor die vermoë om daai flexibility te hê. Ja. So jou ouma wat so hardkoppig is en haar eie ding wil doen, dit is 'n biologiese ding. Dis 'n ouma ding. Dit is 'n ouma ding. En dis hoekom ek dink hierdie mental conditioning so belangrik is, want as dit 'n proses is wat jy jou lewe lank maar aanhits, dan bly jy flexible in hoe jy goed doen, hoe jy goed aanpak, want as alles net op jou manier kan gebeur, gaan jy nogal struggle. Ja. Ja, en so dit is my, Sjoe. ek kan nie sê 10 sent nie, dis my Maar 100 dis randjies. R100, ja. Dis my En 100 jou opspaarrekeninge. Ja. Nie my Absa nie, FNB. Johan stem. Johan stem het. Ja. 100 randjies vir jou. Ons het 'n woord vir die week, cognitive. Kognitief. Dankie Johan. Ja, nou Baie waarde. kan ek 'n bietjie die onkruid in jou taaltuin uithaal. Yes, ek voel wat is die ander woord wat jy gebruik het? Ja, ek kan nie onthou nie. Ek het baie groot oorredder kabel. Ja, sê. Ek gaan bieg, ek weet nie of dit regtig Afrikaanse woord is nie. Is bietjie so bevange, net uitgedink. Ja, maybe. Ons sal moet enige bevange woordeboek. Jinx. Hey. Uitbring. Ons is sink. Ons gaan koppies doen, 'n woordeboek, wikis. Ja, die hele industrie. Ons in ons PayPal in die description sal ons betaal ons. Ons gebruik nie PayPal nie, kom aan. EFT ons. EFT ons. Kom met. Ja, ek dink soos ek sê, dit is my 10 sent, 100 randjies op wat daai kritieke verskil is om uit 'n krisis uit te beweeg. Want ek dink ons almal het een of ander krisis in ons lewe tans. Nee, ek nie. O, is jou lewe is reg. Instagram laugh. Instagram laugh. Ja, soos ek sê, ek dink krisis en uitdagings, soos jy sê, daai stres en daai pressure. Ja. Nou die dag ook gehoor dat stres is een van die grootste faktore tot depressie huidiglik. En baie die statistiek van mense wat weet hoe om effektief met stres te deel is verskriklik min. Ja. En ek dink hierdie mental conditioning is 'n baie goeie tool vir dit as jy die vermoë het om wat jy weet, wat jy al geleer het, te kan apply, maar binne die konteks van die probleem, nie die konteks van jou hele lewe nie. Want ek dink om jou hele lewe te probeer uitsorteer in 'n middag is nogal rof. En ons almal doen dit. Het jy ooit gaan slaap en dan dink jy, yes, ek gaan môre al die duisend goed doen. Maar dis daai een hierdie aand motivation wat jy dan leer. Ja, nadat jy Elden Ring gespeel het en 'n boss gedefeat het, jy weet, daai een YouTube video short gekyk het. Ja, Gary Vee het op jou feed opgekom en sê, "Yeah, let's go, let's do it." Ja, ek gaan my hele lewe môre uitsorteer en dan eerstens verslaap jy, want jy een in die Ek gaan nou gaan gym. Dan doen en dan doen jy nie. Nee. 5:00 die oggend. Ek dink soos al hierdie goed waar ons so praat, soos die drome en die doele van laaste episode. Ek gaan kyk om. Dis 'n goeie. Baie cool. Dit kom alles daarop neer. Hoe eet jy olifant? Hoopelik nie, maar stukkie vir stukkie. Stukkie vir stukkie. En is klein goedjies en weet jy, ja. Ek dink 'n great voorbeeld van waar hierdie mental conditioning en die micro besluitneming jy sommer kan sien is in iets soos die UFC. Ja. Waar jy in daai fight is. Nou, ek praat onder korreksie. Ek is nie 'n kenner nie. Ek is 'n gelukkige kyker. Jy slaan nie mense maar lewe nie. Wat ek kan dink is jy gaan swat jou opponent op. Yes. En jy kan net met wat available is tot jy al sy fights tot op daai punt kan jy gebruik. Maar wat doen jy as daai in daai ring klim en is totally different. Maar hy het iets anders beplan. Dan moet jy in daai oomblik wat jy weet, wat jy geoefen het, wat natuurlik vir jou kom, wat jy al wat al habit is, moet kan gebruik
en half 'n nuwe strategie in die oomblik adjust vir hom. Want ek bedoel jy het wat 5 rondes van 3 minute elk of is dit iets soos dit? Iets soos dit. Ek weet eintlik nie. So nie oor goed praat waarvan ons nie ken Australië. Ja, Maar dit is in 'n rugby game het jy het 40 minute. Yes. En dan Dit jy werk. dan jy halftyd van 10-15 minute met jou coach om jou te help. Maar in iets soos die UFC, jy het nie baie tyd nie. like daai minuut om gou vinnig met jou coach So te chat. daai mental conditioning moet top wees. On point wees. Selfs met Formule 1. Mm. Jy kan nie gou in die pitstop uitklim en gou met jou coach of met die Hey. manager praat nie. Ja, Jy moet daar op die racetrack teen 300 km/h quick keuses maak yes. en besluite neem. Ja. Nee, so Okay. ek dink dit is iets om aan Te te go en as enige van julle 'n opinie of 'n 10 sentjie het, asseblief los dit in die comments. Stel Share dit vir jou maats ook. Hulle sal baie opinies hê. ja, Val vir wys vir jou ouma. wys vir jou ouma. Maar wees geduldig met jou ouma. Dit is vir moeilik om te verander. Ja. Sy's oud. Sy Dankie Johan. sy is oud. Sy maar nou so heeltemal op 'n ander noot voor ons afsluit. Yes. Dit is lekker om te weet dat die Driekus Du Plessis teen Israel Adesanya fight is Dis op uiteindelik. dieselfde noot Johan. Ons praat ook hierdie hele episode van sport. Ja, maar is nou net 'n bietjie selfe tema ander angle, hè. Yes. Dit is baie exciting. Ek is baie excited. Die Battle of the Africans. Ja, dan gaan ons weer mense kry wat 4:00 die oggend opstaan om die fight te kyk en as die fight eers 9:00. Ja. Dit gebeur altyd. Maar sien ek het my les nou geleer. So ek gaan eers 8 uur opstaan. As jy nie 'n fan nie. Nee, ek Ek nie al die fights kyk. nee, glad nie. Come on. Man. Glad nie. Ek wil slaap. Ja, ek's 'n groot mens. Ek werk hard. Ek slaap min. Ek gaan slaap. Dis een van daai groot mens probleme waarvan ons gesels het. Ja, Slaap. yes. Hoe baie slaap jy? Slaap nie genoeg nie. Ek het gisterand baie geslaap nadat ons net teruggekom het. O, Volle 8 ure nogal. ja. Yes, ek's trots op daai enetjie. Dis 'n mite. Dis Jy een- jok vir my. Ek beloof jy. Yes, Joh. jy keer dit elke nou en dan. Ja, laat weet ons bietjie hoeveel jy slaap. Drop 'n comment. Drop 'n comment. Share vir jou vriende. Jy sê die ergste is as jy begin navorsing doen of oplees oor wat gebeur tydens slaap en hoeveel ure se slaap jy nodig het vir watse funksie in jou liggaam gaan nogal scary wees. Ek is heelike om nie te weet wat gebeur. Ja. As ek slaap, ek is Jy gaan nooit weer 'n deernag Elden Ring aand hê dan. nee, So moenie gaan uitvind nie. Maar slaap is goed wees. slaap is baie goed vir mense. Dankie Johan. Ruben, Waar kry ek jou op sosiale media? jy kry my op Instagram @JohanHoltzapfel. Teen die tyd moet julle almal weet om dit te spel. Ja. So ek gaan nie weet nie. Ja, jy moenie. Ruben, waar kry ons jou op social media? @Ruben_VV_film. En dan gaan volg ons Instagram bladsy. Ons het 100 followers gekry. Ons is al op 100 followers. Jy kan sien ons het nie regtig 'n Instagram live nie. Ons is happy oor 100 followers. Hey, dis 'n nuwe account, dis 'n nuwe podcast, dis 'n nuwe podcast nie, maar 100 followers is lekker. As jy ons 150ste follower is, kry jy niks nie. Kry 'n shout out. Jy kry 'n shout. High five. Nee, soos altyd, is baie lekker om hier te wees. Dankie. Vir ons volgende episode het ons weer 'n gas. Moenie sê wie dit is nie. Nee, Nee, net ook kan hy nie. net ook kan nie. Ja, net 'n cancel hy pot. Maar ons gaan 'n bietjie praat oor die goed wat jou lewenskeuses beïnvloed. Yes, ons is vreeslik prepared op hierdie podcast. Ons weet al 2 weeks in advance. Ja. Groot step up van die eerste 5 episodes af. Eerste 10 episode. Eerste 10. 11. Ja, 9. Net 11. As jy julle soos Soos julle en altyd voor dit, follow Amok Studios. ja, tweede shout out. Ons maats, dis ons ons het 'n ad-read, soos ons derde shout. Derde shout out. Hierdie is regtig goed en En as ons hom weer shout out is dit 4-1. Gaan follow hulle. as jy soos altyd bly bevange Kom hier eens af en doen dit. tot weer.